Voorzitter, God en onze Vader, wil je die Heer alleen. U is ons skole, U is die enigste lewende God, 'n God wat gesterf het vir sy kinders, wat uit die dood uit opgestaan het, wat vir ons voorspraak maak met die Vader. Weer is ook ons die reg het en die voorreg het om eendag saam met U in die hemel te sit. Ek bid my Here dat U ons almal sal werk, dat U ons sal versterk in ons geloof en dat ons weet U woord was is en sal vir altyd wees die lewendige woord. En as ons daarvolgens sal doen, Here, sal ons definitief saam met ons in die hemel wees. En ek bid U daarvoor en ek sê vir U dank. Vir die woord van vandag kom, Here, ons sê, maak ons hart oop, ons gedagtes oop, dat ons die woord sal verstaan en daarvolgens sal lewe. Vir die voorsangers, Here, seën hulle, stemme en alles wat hulle vandag sal doen, is die Here van U. Met veral die seën hulle, Here, en die naamheid, dat ek dit sal profeteer. En verstaan naamheid die naamheid van U. As 'n naamheid verskeep na die naamheid. As dit my wat sal verdien, maar ek wil aan die groot en heilige genade in Jesus naam. Amen.
maar dit is goed, omdat het vir ons as mens, Here soveel belofte het. So duur prys vir ons betaal. Here, dankie dat ons vanmôre kan herdenk aan daardie dag by die seën van God verneder was. As 'n vloek in hout gehang het, terwyl van ons eer U, Here, vir U liefde en dankbaarheid. Seën ons ook, Here, oor die oordeenking van die woord, vra in Christus naam. Amen. Loof die Here, ek kan die sit neem. Ek het vanmôre een teksvers wat ek met u wil deel. En in daai een teksvers wil ek met 3 woordjies met u praat. 1 Johannes 3 vanaf vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Hierdie teksvers het 3 woorde wat vir my uitstaan. 3 woorde wat ek volgens 'n bietjie wil uitlig. 3 woorde wat vir my van belang is. Die eerste is die woord afgelê. Die tweede is die woord liefde. En die derde is die woord ken. En wanneer ons lees van hieraan ken ons die liefde van God, dan sê dit is sy lewe vir ons afgelê het. Dan verstaan ons, en ek dink dit is ons onmiddellik verstaan, dat hy, die Here Jesus, vir ons fisies gesterf het. Dat hy ons letterlik gesterf het. Dat hy 'n keuse uitgeoefen het en gesê, ek sal fisies vir die mens sterf. En hy doen dit met 'n rede, want hy die mens liefhet, sodat geen mens verlore hoef te gaan. Maar hierdie woord afgelê het 'n veel wyer betekenis. Hy het 'n veel wyer en dieper en groter geestelike betekenis. Jesus het nie net fisies vir ons gesterf nie. Hy het nie net fisies ter wille van ons gesterf nie. Maar hy het gesterf omdat hy die mens se behoefte geken het. En elkeen van ons het 'n behoefte aan redding, aan saligheid. Elkeen van ons het 'n behoefte om die dag wanneer ons hierdie ou lewe verlaat, hierdie ou liggaam van vlees en bloed verlaat, dat ons by die Here inwoning sal maak. Soos wat Johannes vir ons sê. Hy het ons behoefte aan versoening by die Vader geken. Die mens se behoefte aan versoening met die Vader het hy geken. Hy het die mens se behoefte aan vergifnis geken. Hy het die mens se behoefte in totaliteit verstaan en geken. Jesus het ons behoeftes eerste gestel. Hy het nie gekom en gesê, maar ek het dit nie nodig nie, daarom gaan ek nie sterwe nie. Hy het gesê, ek weet wat die mens nodig het, en ek weet dit is in die heilsplan van God, en omdat dit in die heilsplan van God is, sal ek my lewe kom aflê, sodat die mens gered kan word, sodat die mens met die Vader versoen, want daar het met die eerste val, met die sonde wat Adam hulle gepleeg het daar skeiding gekom tussen God en mens. Nee, sê ek sal daai brug sal ek bou. Ek sal die mens se behoefte eerste stel. En ek dink as ons dink aan liefde, dan moet ons dink aan liefde as iets wat onbaatsigtig is en nie selfsugtig is nie. Wat nie eie belang soek nie, soos Paulus ons in 1 Korintiërs 13 sê, die liefde soek nie eie belang nie. Toe Jesus gesê het, ek sal my lewe aflê, het hy gedink aan wat is die belangrikste vir ons as mens. Hierdie teks gaan verder sê, ons moet ons lewe vir ander aflê. Dit beteken nou nie dat jy moet letterlik en fisies vir iemand anders gaan sterf nie.
Dink nie dit is die bedoeling agter hierdie teksverse. Maar dit beteken dat ons hulle behoeftes moet ken. Dit beteken dat ons hulle behoeftes in ag moet neem. En dat ons bereid moet wees om 'n ander se behoefte op ons eie te stel. Dit geld vir ons as broers en susters in Christus. Dit geld ook vir jou in jou verhoudingslewe. Aflê beteken jy neem 'n ander in ag. Jy tree op met konsiderering van ander se behoefte. Van dit wat 'n ander nodig het. Aflê beteken ook om jou reg te prys te gee. Jesus het die reg gehad as seun van God om verheerlik te word. Jesus het die reg gehad as seun van God om te ontvang die eer wat mense aan hom kon gee. Daarom was dit goed toe hulle die palmtakke voor hom neergegooi het en hy daarin gegaan het in die stad en hulle roep Hosana, Hosana. Dis sy reg as seun van God om die respek en die eerbied en die liefde van mense te kry. Maar nie wat hy sy reg aan al daardie dinge prys gegee. En hy was valslik beskuldig en veroordeel. En hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het gesê ek sal sterf. Ek sal verdra, ek sal verduur. Want ek het my reg op al die dinge wat my eintlik toekom het ek prys gegee. Jesus kon gesê het, ag hierdie mense is so sondige mense, 'n klomp onverskillige mense, en disrespekvolle mense. Maar dis wat hy gesê het, hy het gesê ek sal my lewe vir hulle aflê, sodat hulle lewe kan kry, ewige lewe kan kry. En ons staan daar in die ook hier in Johannes 3 vers 16, nie in ons teksvers, maar Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat geen een verlore hoef te gaan. Jesus openbaar die liefde van God. In hierdie hele kwessie wat hy aflê, hierdie handeling, hierdie aksie wat hy uitvoer, om sy lewe af te lê, openbaar hy die liefde van God. Daardie liefde wat Johannes 3:16 van praat, wat ek sopas aangehaal het. Liefde wat onvoorwaardelike liefde is. Ek het baie keer gehoor dat mense in 'n verhouding sê, ja, maar ek sal dit doen as jy dit doen. Daar's altyd daai voorwaardes. Ons moet sê altyd, maar daar's baie keer 'n voorwaarde. Jesus openbaar die liefde van God wat onvoorwaardelik is. As God voorwaardes moes gestel het aan die mens, dan wil ek vandag vir julle sê, sou nie een van ons die hemel gehaal het nie. Amen. Maar God stel nie voorwaardes nie. Ja, hy gee ons 'n opdrag. En ja, hy sê vir ons moet hom lief hê en daardie goeders. Maar hy kom nie met 'n argument, 'n voorwaardelike argument, wat sê, as jy dit doen, sal ek dit doen nie. Hy sê, ek sal my seun gee, sodat jy vergifnis kan kry. Ek sal my seun gee, sodat hy kan sterwe daar op 'n vermeerderde wyse aan 'n kruis, sodat jy as mens kan weet, ek as God het jou lief. Ek het my seun se regte, het ek gesê, ons se reg op lewe, en noem dit wat jy wil, het hy prys gegee, sodat die mens, jy en ek, lewe kan kry. En dit in oorvloed kan kry, sê die woord van die Here. God het gekom en het sy liefde openbaar. Hy het sy liefde openbaar, onvoorwaardelik. 'n Liefde wat bewys word deur die kruisgebeure. Die liefde wat bewys word in daardie grootste opoffering van alle tye. Ek dink nie daar was ooit een mens wat so groot opoffering gemaak het ter wille van ander nie, as wat Christus gemaak het ter wille van ons nie. As ek vanmôre na jy kyk, is groep mooi mense. En baie van ons is dalk soeker as ander, en ander is dalk minder soet as ander. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as daar vir my 'n keuse gestel word, en sê, kies, wie se sonde las wil jy dra en sterf vir daai persoon, dan kry ek jou jammer. Want ek weet nie of ek bereid sal wees om 'n ander ou se sonde skuld op my te neem en te sterf daarvoor nie. Ek weet nie of enigeen van u bereid is om iemand se sonde las en skuld op u te neem en te sê, ek sal sterwe vir daai mens.
Jy kan hulle dalk so uitkyk en sê, weet jy wat, daai tannie Linda ons sê die minste sonde het. En dan gaan jy dit nog beweeg of jy dit gaan doen, jy met sterk beweging, dan dink ek sê kans goed jy gaan sê nee. Maar Christus kom, en hy sê ek sal, omdat ek lief het, sal ek, en omdat ek nie enigiets anders is, as gehoorsaam aan die Vader, dan sal ek my lewe kom aflê, en ek sal my liefde kom bewys, en ek sal die liefde van die Vader kom bewys, deur te sê onvoorwaardelik, wie ook al voor my is, of wie ook al daar is, wat 'n mens ook al daar mag wees, ek sal hulle almal se skuld met sonde op my neem, en ek sal my liggaam gee om gebreek te word, my bloed opgestort te word, om verbrysel te word, dat hulle my doeke te draai in 'n graf lê. Ja, hy het gewete gaan opstaan uit die dood uit. Nou hierdie teksvers is liefde meer as die mense verstaan van liefde. Dis goddelike liefde. Dis liefde wat God vir ons gee, goddelike liefde. Dit is nie gebaseer op gevoelens en emosies nie. Dit is nie gebaseer op werke en verdienste nie. Die Here het nie gekom en gesê, as jy al hierdie dingetjies doen, dan sal ek jou lief hê nie. Hy sê ek het jou lief toe jy nog sondig was. Ek het jou lief toe jy nog nie my aanvaar het nie, of nog nie by 'n punt gekom het waar jy gesê, ek weet dat jy glo wie Christus is. Hy gee 'n goddelike liefde wat nie vra verdien my liefde nie. Dis 'n onveranderlike, onvoorwaardelike liefde. Dis 'n liefde wat bewys is. Hierdie Tafel vertel vanmôre die verhaal van 'n Christus wat liefde aan ons bewys het. Hy sê hieraan ken ons die liefde van God. Die feit dat hy sy lewe afgelê het, sy liggaam vir ons verbrysel is. So waar die liedjie wat ons sing, het ons oortredinge, vir ons oortredinge is dit deurboor. Vir ons ongeregtighede, elkring, het ons uit ons skuld, ons sonde op hom geneem. Sy bewys van sy liefde. Die seën het vir ons die goddelike liefde van 'n almagtige God kom wys. Hy het dit sigbaar gemaak. Wanneer jy vanmôre dink aan 'n kruis, dan dink jy aan 'n leë kruis, maar daar is nie meer 'n verlosser in die kruis nie. Hy is afgehaal van daardie kruis en is in 'n graf gelê. En ja, wonderlik, ons 4 Sondagoggend vier ons dit, omdat ek maar net weer herinner daaraan, dis 9 Sondagoggend. Dan vier ons die opstanding van Jesus en die dood uit. Hy het die liefde van God sigbaar gemaak, waarneembaar gemaak. Dit was 'n handeling, 'n aksie, 'n doelbewuste keuse wat hy uitgevoer het. 'n optrede wat vereis het dat hy sy lewe aflê, 'n prys betaal vir ons. Ek is so lief vir daai ouetjie wat sê ware liefde deel nie. Want dis liefde wat gee. Gee sy lewe vir jou. Gee sy lewe vir my. Ware liefde deel nie. Dis wat God gekom het. Hy kom wys vir ons sy liefde. Hy kom gee vir ons sy liefde. En hy sê nie vir ons, jy moet my liefde eers verdien nie. Hy sê nie eers vir ons, hoor jy, voordat ek jou lief sal hê, moet jy eers dit, of jy moet eers dat nie. En sy liefde vir ons, het hy niks teruggehou. Uit alles wat hy gegee, kon gee, het hy gegee. Dat my dink het aan 'n grappietjie, en verskoon my maar as ek vertel van die varkie en die hoender wat gesels het. Toe sê die hoender, ek is al wonderlik, ek gee vir die mense eers. Toe sê die varkie, ek is beter, ek gee my buik en ek gee my lewe. En nou vergelyk ek Christus vat met daarmee, maar die punt is net dit, hy gee alles. Hy gee nie net iets nie, hy gee alles. Of hy het alles gegee. Hy het homself nie beskerm nie, hy het homself nie verdedig nie. Hy het gegee, hy het opgeoffer, selfs al was dit ook hoe vernederend en hoe pynlik. Hy het gegee. Weet jy, dit spreek van 'n liefde wat sê, wat kry ek daarin nie? Wat is daarin vir my nie? Daar's geen selfs, daar's geen eie belang in goddelike liefde nie.
Dis nie 'n selektiewe liefde nie. Ons as mens kan baie selektief wees. Ons kan kies met wie ons 'n verhouding wil hê. Ons kan kies. En ons keuse sluit soms mense uit, maar God se liefde het geen mens uitgesluit. Dis 'n inklusiewe liefde wat elke mens insluit. En daarom sê hy, sodat geen mens verlore hoef te gaan nie. Die derde is die woord ken. Ken. Dis 'n klein woordjie. Ek het al baie keer gehoor dat daar argumente miskien tussen my kinders of wat, wie ook al, en ek self wil dit ook al gebruik, wanneer mense miskien in 'n gesprek is met mense, wat jy vir mense sê, ken jy my? Hoe ken jy my? En weet jy wie van julle altyd gesê nie, ken jy my? Daardeur wil ons erkenning gee dat die persoon weet nie en waar ons in staat is of wie ons is of wat ook al. Ken om iemand te ken of iets te ken, is dit wat kan gebeur op verskeie wyse. Ons kan God ken op verskeie wyse, ons kan mekaar ken op verskillende wyse. Dis veel meer net 'n blote ek weet van. Ek weet van baie mense, maar ek ken hulle nie. Ek het hulle nooit ontmoet nie, ek het nog nooit met hulle pad gestap, dat ek hulle kon leer ken nie. Dis nie 'n blote, ek het al ontmoet of al gehoor van of gelees van. Daar's 'n verhouding in die werk waar mense ken. Ken word gekry deur die woord kennis. Kennis van God se woord. Moet ek dit eerder so stel. Wanneer die woord van die Here lees, dan kry ons inligting, dan kry ons kennis aangaande wie God is. Dan lees ons dat God is liefde, God is genadig, God is barmhartig, God is goedertierend. Dan lees ons in daardie woord van die Here al daardie dinge wat vir ons sê, wie en wat is die Here ons God? En dit sê vir ons iets van hom. En dan kry ons kennis deur die woord. Kan maar aan dit uitdruk as God kennis. Skryf dit wanneer ons die Bybel bestudeer. Wanneer ons hoor en luister na die prediking. Dis maar 'n enkele aspek van ken. Maar daar is ook 'n tweede dimensie, hartskennis. Kennis wat ons verkry omdat ons God se liefde ervaar. God se liefde beleef, God se liefde voel. En dan is daar 'n derde vlak van ken. Ons praat van God ken en sy liefde te ken. En dit is wanneer ons liefhet. Ons leer liefde verstaan. Ons leer liefde ken as ons self liefhet. Nou baie keer gehoor mense sê, ag, daai sommer makaber liefde, wat weet hulle nou van liefde? Weet jy al gehoor, ouer mense sê so van jong mense, wat weet hulle van liefde? Hulle vergeet daar was 'n tyd toe hulle ook al van liefde gehad het. 'n Eerste liefde gehad het. Hulle vergeet daar was 'n tyd wat hulle ook geleer ken het wat liefde is. Dieselfde met vergifnis. Ons leer vergifnis en die krag daarvan ken en die bevryding daarvan ken en ons leer dit verstaan wanneer ons op 'n punt kom waar ons self moet vergewe. Is dit maklik? Nee. Om lief te hê is nie altyd maklik nie. Om te vergewe is nie altyd maklik nie. Dit is soms moeilik want ons werk altyd met maklike mense nie. Ons werk altyd met mense en wat dit vir ons maklik maak om hulle lief te hê. Ek het lank terug gepreek oor 3 vroue name, maar ek wil nie weer daaroor preek nie, want ek wil niemand skole trap nie. Maar dis die Maurits, die Heidas en die Klaas, en dan het ek nog die Hetty ook. As hulle nie Mau nie, dan klaar, hulle is nie klaar nie, dan Heilige. En dan kry nog die Hetty, ek het die krag, ek het die lus, ek het die tyd nie. My broer en suster, dit is moeilik om sulke mense lief te hê. Maklik om iemand lief te hê wat vriendelik is, wat vrolik is, iemand lief te hê wat liefde gee, wat positief is, wat opgewek is, wat opgeruimd is. Right met tydjie as jy oor ou was jy al gedoop, ja, ek is gedoop, sê jy wat was dit water, was dit asyn? Gesig staan net so op 'n plek terug van ongeregte of van ongelukkigheid of wat ook al. Die mooiste wat 'n mens kan lyk is die oomblik wat jy glimlag. Mag ek 'n amen kry?
Daar's 4 wat saam stem. Die mooiste wat 'n mens kan lyk is wanneer jy 'n glimlag op jou gesig het, wanneer jy vriendelikheid uitstraal, en wanneer jy die Bybel gehoorsaam en jou vriendelikheid bekend maak. Maar dit is wanneer dit makliker raak om iemand lief te hê. Dan dink ek aan ons as mens, hoe ons lekker grondpotte en klaarkouse en wie weet wat alles, want die Here het gesê, ten spyte van jou grondigheid, ten spyte van jou brulbeeragtigheid, ten spyte van jou kermige gekla, het ek jou lief. En sal ek sterwe, my geen gee om te sterwe, sodat jy vergifnis kan kry. Dis nie, ons kan nie met 'n onbaatsigtige en 'n selfsugtige wyse om te sê ek sal opoffering maak nie. Dit het geen waarde nie. Maar wanneer ons 'n opoffering maak, dan moet dit ook wees onbaatsigtig en onselfsugtig. Jy leer die prys van 'n opoffering verstaan wanneer jy self begin om op te offer. Ek lees die verhaal van 2 mans hulle stap in die reën. Die een het 'n jas en die ander het nie 'n jas nie. En die een ons trek sy jas uit en hy gee dit vir die ander ou. Die man sê, maar kan nie jou jas aantrek en jy gaan nat word. Hy sê, maar ek wil jy moet nat word. Dis onbaatsigtig, dis 'n opoffering wat gemaak word. 'n Baie simplistiese voorbeeld miskien. Maar dit is wat opoffering beteken. Jy gee iets, nie noodwendig omdat dit maklik is of jy oorvloed het nie. Maar jy gee iets. Christus het gegee omdat hy lief het. Christus het gegee omdat hy ons behoefte ken en verstaan. En hy het homself gedink. Ek het al baie keer gesê, daar ek dink van Getsemane toe hy bid, hy sê, Vader, laat hierdie bitter beker oor my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. En ons weet die resultaat is hy gesterf. Hy was bereid om 'n opoffering te maak vir elkeen van ons. En dan kom ons vanmôre en ons kom by 'n by 3 vrae wat ons vir onsself kan vra. Wat is ons bereid om af te lê vir die Here ons God? Wat is ons bereid om af te lê vir ons verlosser, vir ons redder, vir ons saligmaker? Hy wat niks teruggehou het, wat sy lewe gegee het. En verskoon my dat ek dit nog vanmôre so blaatant sê, maar ek het al gehoor, want mense sê, ag wie wat, ek kon nie Sondag opstaan nie, dit was al te koud gewees. Christus het nie gevra hoe warm dit is, hy het nie gevra hoe koud dit is, hy het nie gevra reën dit nie, hy het net gesê, hier is hy, kruisig my. Geen opoffering was vir hom te groot nie, maar kan nie en ek vandag dieselfde sê? En die sê, vir hom was geen opoffering te groot nie, en het hy geen probleem gehad om ons belange eerste te stel nie, want hy het waarlik lief gehad. Hy het onbaatsigtig lief gehad. Hy het ons selfsugtig lief gehad, en hy het ons nog so lief. Maar hoeveel keer oorheers eie belang, eie wens, eie gemak, eie gerief, ons liefde. Dat het ons verhinder om af te lê, 'n opoffering te maak. Vraag is, wat is ons bereid om af te lê vir die Here wat sy lewe vir ons afgelê? Want hieraan het ons die liefde van God leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dan kan ek die vraag omdraai vanmôre, en ek kan vanmôre hierdie vraag vra, waaraan sal mense my liefde vir die Here my God leer ken? Deur wat ek doen? Want liefde is 'n daad, liefde is 'n aksie, liefde is iets wat jy doen. Dit is nie net iets wat jou laat gediggies skryf en liedjies laat sing. Is ons bereid om ons gemak en ons ongerief prys te gee? Is ons bereid om ons tyd en ons energie prys te gee? Christus het alles prys gegee. Die tweede vraag is, hoe het ons lief? Het ons werklik op 'n onbaatsigtige en onselfsugtige wyse lief? Of ons eie belang en baatsigtigheid en selfsugtigheid deel van die wyse waarop ons lief het vanmôre? Dis 'n regte vraag, my broer. Dis 'n regte vraag, my suster.
Maar wie weet is beter dat ek daardie vraag vir u vra en ek vra vir myself, as ons eendag voor die Here gaan staan en sê, maar hoekom jy my gedeeltelik met 'n halwe hart lief gehad? Hoe het ons lief vanmôre? En dan die ander ding is, hoe ken ons die Here ons God? God ken ons. Maar ken ons ook werklik van kop? Met kopkennis, met hart en met die liggaam. Die groot opdrag sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag, al jou verstand. Jy jou wese in totaliteit, nie net 'n gedeelte daarvan hê. Ons moet hom in volheid lief hê. En vanmôre wanneer ons aansit by die tafel, dan is ons gekonfronteer met die realiteit van 'n God wat op jou so lief gehad het, my so lief gehad het, dat hy sy lewe afgelê het, dat hy niks teruggehou het nie. Dat hy nie eie belang vooropgestel het nie. Dit was nie in die belang van Christus om te sterf nie, dit was in ons belang. Maar hy het ons ook geken. En hy ken ons vandag ook. En hy weet alles van ons. Hy ken ons sit, staan, lê, opstaan, die alles. Niks wat ons vir hom kan wegsteek. Maar vra, hoe ken ons hom? Ken ons hom omdat ons die woord lees en ons inligting uit die Bybel uitkry en dit is hier in ons kop. Maar ken ons hom ook op tot so liefheid? Dink vanmôre aan hom Andries. Hom Andries is baie jare gelede al oorlede. Hy het so in die diens opgestaan. Dan sal hy begin sit, dit roer my siel. Wanneer ek dink aan Jesus. Dit roer my siel. En as jy hom Andries nie geken het nie, dan was dit vir jou sekerlik 'n probleem dat hom Andries so bewoog kon raak en met sy stem kon sing, nie dat hy 'n wonderlike sangstem gehad het nie. Min mense wat dit kon regkry en lied op een noot sing, maar hy kom. Ek sien hom Andries as 'n alkoholist gewees. Hy daar in die strate van Wellington, het hy eendag vir sy vrou gedreig dat hy haar gaan aanraak. Sy het hom bestraf en het neergeval daar aan die teerpad. Toe ek hom Andries leer ken, toe sy al 25 jaar wat hy nie 'n druppel drink nie. Maar wanneer hy dink waar die Here hom uitgehaal het, en wanneer hom Andries dink aan wat God vir hom gedoen het, dan begin hy weer, want hy het God innig lief gehad. Nie net met kop nie, maar ook met hart. En sy lewe het getuig daarvan, dit wat hy gedoen het. Hierom ken ons die liefde van God. Dat hy sy seun vir ons gegee het. En het sy seun die lewe afgelê het. Niemand het dit gevat nie, het afgelê, het die keuse uitgeoefen. En as die vraag vanmôre, my broer en my suster, skiet ons nie maar tekort met die keer. Elke van ons. En dis nie vanmôre dat ons hier staan en luister te vermaanende woorde wat ook al. Dis wat hy het om vir ons te sê, wie wat ons te verantwoordelik het om die Here, ons God, met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag en liefde. En dat ek elke van ons kan teruggaan en sê, Here, maak hierdie woord lewend in ons harte. Here, help ons dat ons dag na dag presies dit kan doen. Kan lief hê die Here my God, my naaste, soos myself. En dat ek sal ken. Nie net 'n ander nie net die Here my God, maar ook my eie behoefte. En dit is daar sal werk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet, daar's 'n groot prys vir ons betaal. Gedrewe van die liefde. Here, vir ons harte met dankbaarheid, met hierdie kennis. Here, wil ek openbaar vir ons die groot genade van die Here ons God. Vader, ons gaan aansit in 'n tafel, wil ek vra, dat U ook dit sal sien. Ek vra dit in Christus naam. Amen.
Ek vra die broers om my te gaan help met die tafel vir die vorige asseblief. Ons gee vanmôre vir jou kaartjie met die kruis. Weet jy die teksvers wat ons vanmôre gelees het, en waar ek gepraat het vanmôre, daarop. Sit hom in jou Bybel, sit hom ergens wat vir jou kosbaar is, en waar dit vir jou herinnering sal wees, dat hierom het ons die liefde van God geken. Dat hy sy seun nie terughou het om vir ons gegee om te sterwe, sodat elkeen van ons lewe kan hê. Vanmôre is die kruis geleef, en hy graf gesteek. En dit is wonderlik, want dit behoort ons harte vol te maak. En laat ons dan vanmôre terwyl ons gaan sit aan hierdie tafel ook vir die Here verklaar en sê Here dankie. Dat ons deur hierdie tafel en ons gebruik daarvan kan deel hê aan die liefde wat aan ons bewys is. Liefde wat ons nie verdien het nie. Liefde wat bloot en voortspruitend is en die liefde wat God vir ons het. Ek het vanmôre na hierdie almal gekyk. Om te wonder hoe die hamer gelyk waarmee die spykers in sy voete geslaan het. Hoe die hamer gelyk waarmee hom gekruisig het. 'n stok so rowwe produktiewe hamer. En terwyl ek na die hamer kyk, jy besef ek, dat Jesus het geweet hoe die hamer lyk. Jesus het geweet hoe lyk die spyker waarmee hy hom probeer boor, sy voete en sy hande. Maar ten spyte daarvan, het hy hom nie afgeskrik nie. Hy het die pyn gevoel van die doringkroon, want hy sy vlees uitgesny en die bloed in sy gesig laat afloop. Dit het hom nie laat stop nie. Here is môre bevoorreg dat ons hieraan kan weet dat die Here ons God ons lief het. Ek jou lief, hy het my lief. En wanneer jy aansit aan hierdie tafel vanmôre, sê jy dankie Here vir u liefde. Here, dankie dat u selektief is nie, maar dat u onbaatsigtig, onselfsugtig, onselektief lief het. En daarom Here kan ek ook aanspraak maak daarop dat u my lief het. Want alles is so ek dalk nie gemaak het. Ons gaan bedien met die broodjie. En daarna gaan ek die broers bedien. Dan kan hulle dit saam met die gemeente. Daarna gaan ons die bedien. Ook met die beker en die kelkies. Die beker bedien word en net die hand opsteek, ons sal die beker bedien. Daarna gaan ek die broers bedien en voor. Terwyl alles net vir daar die laaste paar mense ook gee, kom ons bid saam. Vader, ons gaan sit aan die tafel vanmôre, Here, wat spreek van liefde. Wat spreek daarvan, Here, dat U ons behoefte in gedagte gehad het. En daarom wil ek vanmôre kom en sê, Here, ons wat baie keer ongeregtig lewe,
en in ongeregtigheid lewe. Vergewe ons. Vergewe ons, o Here. Daar waar ons tekort skiet, vir ons liefde bewys. Daar waar ons tekort skiet, op soveel ander terreine. Vergewe ons. En daar waar ons fouteer, vergewe ons. Was ons dan bitter moesie? Vra vir in Jesus naam. Amen.
Ek het die resep gegee, maar Elna het die taart gemaak. En dis baie lekker. Maar jy is baie welkom om na afloop van die diens koffie te kry en 'n stukkie taart te kry. En dan het ek die resep gegee, Steven het die taart gemaak. Ek weet nie of dit heeltemal so is nie, maar Steven het ook gemaak, so jy is baie welkom saam met ons 'n stukkie te kom geniet. Ek gaan vir Elna vra om ons af te sluit met gebed, soms ook te bid vir Ludwig en David, hulle gaan almal so binne die volgende paar dae, weet jy verander, as jy gaan hulle so 'n bietjie weg. Ek dink hulle gaan Wildtuin toe. Ek het die saak nou al mooi oordink.
het lanklaas huisbesoek gedoen, so ek sal miskien daar 'n draai moet gaan maak. Maar in elk geval, kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat ons hierdie dag aan kan dink aan die groot offer wat U vir ons afgeneem. Baie dankie, Here Jesus, vir die vrymaking wat ons gekry het daarmee. En baie dankie, Here Jesus, dat ons kan vashou daaraan en U kan aanneem en weet ons gaan vir ewig saam met U woon. Here, ek wil ook bid vir die mense wat opgaan dat die hand van bewaring oor hulle sal wees, dat U hulle veilig sal terugbring, die tydjie wat hulle gaan ontspan, gaan geniet, Here, en in U teenwoordiging gaan wees. Loof die Here. Gaan ons in vrede, die Here steun U, sien jy saam met.